Goeiemôre ZR Boervolk. Ek is André van der Walt, ZR Boervolk hoofkommissaris. Dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie nuwejaarsboodskap met julle, die ontvoogde boervolk, te deel. Ek is opgewonde en positief vir die nuwe jaar wat voorlê en kom ons reflekteer eers gou oor die verwikkelinge en gebeure van 2024. Ek wil net my dank uitspreek aan die ander lede van die tribunaal, streeksvergadering, amptenare en medeburgers wat die afgelope jaar hard gewerk het daaraan om ons boervolkshuis verder te bou en uit te brei. Dit is verblydend om die eenheid onder ons bestuur te ervaar en dankie vir almal se hulp en insette wat die proses van ontvoogding verfyn het, sodat ons volk uit haar spore kan uitkom. Heelwat boere het in 2024 die wilsbesluit gemaak om hulle self te skaar by mede-volksgenote onder die ZR Boervolkshuis sambreel. Baie geluk aan al die boervolk mans en vroue wat getrou het, en nuwe boertjies wat gebore is, en daar is 'n hele paar op pad ook. Dankie aan elke ZR burger wat finansiëel bygedra het om ons volkshuis te bou en in stand te hou. Ek wil ook net die ZR hoofkantoor bedank vir hulle onbaatsigtelike toewyding en harde werk die afgelope jaar en vir die verfyning van ons administratiewe sisteme. Op godsdienstige en teologiese vlak het ons dinge uitgeklaar en ons is naastenby op dieselfde bladsy met vryheid vir ons boere om te maak soos hulle goeddink volgens hulle gewete en oortuiging. Ons is verseker nie 'n sekte nie en wil ook niemand manipuleer met geloofsoortuigings nie. Daarvan het ons volk verseker genoeg gehad en is ook seker die grootste rede hoekom meeste boere uit die Babyloniese en institusionele kerksysteem uitstroom. Die geskiedenis leer ons dat dit juis die kerk is wat kort hulle dientjie verander en om die regering van die dag se spreekbuis vir die volk te wees en sodoende die volk se persepsie te verander en in verskeie areas hulle te manipuleer. Dit is juis die kerk wat die boereleiers onder sensuur geplaas het, net omdat hulle uit die liberale Britse Kaapkolonie wou wegtrek, op soek na ware vryheid en vrede. Nog so 'n voorbeeld is die kerk se rigsteen van die nasionale party se apartheidsbeleid uit die woord uit, om dan net 'n paar jaar later 'n 180 grade ommekeer te maak en dan ewe skielik weer apartheid te verdoem met dieselfde Bybel. Ons boere het genoeg gehad en is keelvol vir die kerksysteem se leuns, manipulasie en skynheiligheid. Geskiedenisgewys het ons ontsettend baie vordering gemaak met bevestigings van wie ons is, waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Ons sien die pad al hoe duideliker wat ons voorouers geloop het. En net so sien ons al hoe duideliker wie was en is nog steeds ons grootste vyande. Dit is verblydend om terug te kyk die laaste paar jaar en die werke van ons hande te aanskou, met soveel dinge wat reeds in plek gesit is, wat ons onomwonde identifiseer en bevestig as 'n soewereine en volwaardige volksbeweging. Dit is inderdaad 'n groot voorreg en geleentheid om nie net in ons harte nie, maar ook reg tegnies gereken te kan word as soewereine ZR boervolk burgers van die ware, unieke en apartgestelde boervolk. Ons het hierdie status verkry deur die boerontvoogdingsproses, wat deur die volk ontwikkel en ingestel is, waar elke individuele boer die fisiese papierproses moet deurgaan en onderteken om hom of haar te skaar saam mede-ontvoogde boere, deur 'n daadwerklike keuse en dan aksie te neem. Dit is 'n proses van boer wees in die hart wat oorgaan na daadwerklike fisiese aksie toe en ons status van RSA geregistreerde burgers verander na een van 'n ZR boervolk burger toe. Ons gebruik nog steeds die RSA identiteit om rond te beweeg en te handel, maar ons is in beginsel nie meer deel van hierdie reënboogland stelsel nie. Nou is ons deel van ons eie unieke en enige volk en nie meer deel van 'n gedwonge integreerde reënboognasie nie. Wat 'n voorreg. Hiermee vervul ons dan ook die boervolk se bloedrivier en paardekraal geloftes van om 'n huis of met ander woorde 'n volk vir hom te wees.
Daarom wil ek net weer eens al ons ontvoogde boere gelukwens met julle keuse. En herinner ek julle aan die omvang van julle besluit. Ons het as ware 'n Babylon exit of 'n uittog uit haar uit van stapel gestuur, waar ons boere aspireer om soos ons voorouers net eenkant en apart gesteld in vrede te lewe en ons eie dinge te doen, deur 'n erfenis op te bou en daar te stel vir ons opkomende geslagte. Stelselmatig vestig ons dan nou ook ons volksentiteit, sodat wanneer die regte tyd en geleentheid aanbreek, ons historiese grondgebied en erfenis, wat deur 'n volksmoord gesteel is, terug te kan plaas in die ZR boervolkshuisentiteit in. Presies soos wat dit voor 31 Mei 1902 met die gedwonge ondertekening van die Vrede van Vereniging. Die kontrak was in elk geval op ons afgedwing, of soos die Engelsman sal sê, under duress, deur middel van 'n volksmoord en sabotasie van duisende plase. Die ooreenkoms is in elk geval nie die papier werd waarop dit geskryf staan nie, want die Britte het nie eers by een van die klausules gebly nie. En deur kontrakbreuk het ons boere dit ongeldig verklaar, null en void, soos hulle sê. Daarom die boererebellie van 1914. Let wel, dit was die Anglo-Boereoorlog en die boererebellie en nie die Anglo-Afrikaneroorlog of die Afrikaner-rebellie nie. Dink 'n bietjie daaroor. Ons boervolk het herleef en is bevestig deur daad en eenheid van die ontvoogde boervolk, asook die onlangse eerste boervolkhofsaak sedert 1914. En onthou, ons boervolkshof is in sitting. Die boeridentiteit hang nie nou meer rond as vaag, onduidelik en onbenullig nie, of net as 'n historiese kwessie nie. Die boervolk het sy identiteit nou terug. Die boerwese is nou tasbaar en ons fisiese volkserfenis kan nou herstel word en teruggeplaas word in die boervolkshuis entiteit in. Ons staan reg vir dit en verwag dit. Die boervolk is in beheer van hulle eie volksbeweging en is nie 'n geregistreerde statutêre beweging, organisasie, 'n klub, 'n koöperasie of politieke party nie. Ons staan buite hierdie gefabriseerde globalistiese stelsel as soewereine en enige volk waar net 'n boer kan betrokke raak. Ons boere staan vir vrede en erken en respekteer ander historiese en hedendaagse soewereine volke en stamme. Byvoorbeeld, 'n boer se oorsprong is tog immers nie uit die Zulu stam uit en kan fisies en logieslik nie gereken word as 'n Zulu nie en net so omgekeerd. Histories het ons boererepublieke se bure gerespekteer en gehelp en gun ons hulle grondgebied en eie identiteit. Dit was die Britte gewees wat alles met hulle globalistiese agendas kom die mekaar krap het. Dit is verblydend dat ons boere die geleentheid het om ons identiteit weer op te neem en te groepeer in eenheid onder ons boervolkshuis. Op 'n ander noot, een punt wat aanhoudend en al hoe sterker na vore gekom het in 2024, is die feit dat die Afrikanerdom hom slinks ingewurm het in die boersgeskiedenis en erfenis in. Dit het progressief die afgelope 122 jaar plaasgevind, waar hulle stelselmatig ons boeridentiteit en geskiedenis vir hulle voordeel gebruik het, ten spyte van die geskiedkundige feite dat, behalwe die ongeveer 5000 Kaapse kolonie rebelle, wat die ZA boere in die Transvaal en Vrystaat kom help het, teen die Britte en die Kaapkolonie inval. Meer as 50.000 Kaapse Afrikanermans die Britte help veg het teen die boer in die boerse soewereine republieke en dan ook 100% deel was van die uitrol van die verskroeide aarde beleid. Dit is nou wel bekend en duidelik hoe die Kaapse Afrikaner hulle skandelike dade probeer wegsteek het deur die boerse geskiedenis en gelofte te kaap. Wel, ek het nuus vir hierdie Afrikaner Tom. Die boervolk het ontwaak en 'n meer definitiewe skeidslyn word nou getref tussen boer en Afrikaner. Daar is 'n groot verskil tussen nasie en volk.
Die Afrikaner is 'n nasie en deel van die RSA, reënboognasie. Die boer is 'n eie en unieke volk. Op die boerregsgebied het ons baie goeie vordering gemaak en het die laaste van die common law persepsie en misleiding onder die ware boere soos mis voor die son verdwyn. Hierdie common law bewegings het hulle Moses teëgekom met die ZR tribunaal en streeksvergadering, wat dit op verskeie kere publiek gemaak het dat ons ZR boervolk onsself distansieer van hierdie Engelse Anglo-Saksiese common law en dat ons boervolkshof opereer op ons boere se historiese Romeins-Hollandse reg. Ons is 'n soewereine volk en staan nie onder enige tipe van Britse, Engelse jurisdiksie nie. En niemand kan 'n ander jurisdiksie op ons afdwing nie. Hoe dan anderster? Daar het nog nooit 'n tipe van Anglo-Saksiese reg hier aan die suidepunt van Afrika gedui nie. Om op te som was 2024 vir my 'n vestiging en afronding van die moderne en ware boeridentiteit. En het ons verskeie verkeerde persepsies, leuns en snaakse idees aangespreek met boerlogika, geskiedenis en met die waarheid. 2025. Wat is die doelwitte en verwagtinge vir hierdie jaar? Medeboere buite die ZR boervolkshuis besef al hoe meer dat jy kan eers jou volle boeridentiteit opneem met daadwerklike ontvoogting uit die RSA reënboogland uit. Sonder hierdie volksidentiteit en die daarstel van 'n volwaardige volksbeweging, waaronder ons boere saam in eenheid kan versamel, kan ons nie aanspraak maak op ons regmatige boererfenis, wat deur 'n volksmoord van ons voorvaders gesteel is nie. Ek herinner julle net daaraan dat julle asseblief moet fokus daarop en moet aanhou om hierdie goeie nuus en geleentheid met ons medeboere te deel. Sodoende vergroot ons die boervolk eenheid en vervul meer boere die gelofte van om 'n huis vir ons Skepper te stig en te wees. Of die boere daar buite die volkshuis dit wil weet of nie, hulle kan hulle nie by die boervolkshuis skaar, terwyl hulle nog die fisiese status van RSA citizen, oftewel geregistreerde slaaf, van die Babyloniese stelsel het nie. Wat lê voor vir 2025? Ons kan net sien hoe veral die oorloë in die noordelike halfronde die potensiaal het om binne 'n kort tydjie baie meer en intens uit te brei. Ewe skielik lyk Suid-Afrika nie meer so donker teenoor hierdie eerste wêreldlande nie. Nie dat dit enigstens by ons verbeter het nie, maar dinge daarbo lyk nie meer so rooskleurig met die invloed van onwettige immigrante nie. Die Europese liberalisme van die laaste 2 eeue veral is besig om hulle en hulle omgewings om hulle te verteer. Ons kan nou mooi begin sien en die som doen van hoe die eskalasie van hierdie onstabiele situasies begin uitbrei en in die nabye toekoms 'n kritiese massa gaan bereik. Ons sien het gesê dat die krisis in Europa eers goed op dreef gaan wees, voor ons groot moeilikheid hier gaan begin. En dat dit wat die Europeërs ons toegewens het, ons oor hulle self sal kom. Ongelukkig het ons seker ook hier in die suidepunt groot onstuimigheid nodig, voordat die boervolk sy heil gaan verbeter. Die prentjie van verskeie honde, wat baklei oor 'n been en mekaar verskeer en vernietig in die proses, kom by my op. Hoopelik stap ons volk dan in op die regte tyd en vat die been, sonder groot drama. Wel, ons boere het ons kop opgetel en groepeer onder ons volkshuis. Ons het amptelik en alreeds begin met die papierproses van om ons boererepublieke met die pen terug te vat. Ons kom die gelofte na van om 'n huis vir hom te wees. Ons stig en bou en werk aan ons soewereine volkshuis en volksidentiteit, sodat ons geskiedkundige erfenis binne in hierdie volksidentiteit weer kan vestig en ons internasionaal erkende boererepublieke in grondgebied hierin herstel kan word. Hierdie grondgebied en volkseiendom het die soewereine en apart gestelde boervolkshuis gehuisves en met ons hemelse Vader se genade en uitredding sal dit weer so wees. En ja,
Ons het 'n groot uitredding in 'n wonderwerk nodig, in beginsel, net soos met Bloedrivier, voordat ons erfenis volkome herstel kan word. En ja, ons is gering, maar ons werk en hou vas in eenheid, aan hierdie visie van uitredding en herstel. Ons het begin om ons lese van eendrag mag uit te leef, en in eenheid as volk te groepeer onder die ZR Boervolkshuis. Ons weet ook dat daar waar eenheid is, gebied ons Skepper sy seën. Boervolk, ons het die antwoord in ons hand. Mag ons Skepper van hemel en aarde ons genadig wees. Die boervolk het opgestaan en ons kry ons huis, ons volkshuis, in orde en in plek vir herstel, sodat die vierkleur weer oor 'n vrye en soewereine boervolk kan wapper. Om af te sluit, ek herinner net weer ons volk om te onthou, ons ZR Boervolk is 'n volksbeweging, wat die boervolk verteenwoordig, en nie net maar nog 'n statutêre entiteit, instelling, groepering, maatskappye, klap of politieke partye is, maar opgemaak uit die ware soewereine boervolk, die geloftevolk, en die regmatige erfgename van die Boererepublieke. Ons dryf geen politieke finansiële agendas nie. Politiek en geheime organisasies en groeperinge het geen bestaansreg by ons nie. Ons is glad nie besig om enige organisasie of groeperingsideale te bevorder nie, behalwe die boervolkse. Ons doel is om die boervolk se saak te bevorder, maatskaplik op volksbasis, gebaseer op ons geskiedenis, ons ideale en ons boergewete. Ons boervolk se basis rus op die gelofte van Bloedrivier. Dit is wat ons gemaak het, en ook wat ons deurgedra het tot vandag toe. Ons streef na vryheid vir die boere. Vryheid bo slawerny. Vryheid bo gemak en gerief. Vryheid van gewete. Vryheid van die liggaam. Vryheid van optrede. Vryheid te alle koste voor ons Skepper, op die grondgebied wat hy ons gegee het. Kom ons maak dit ons hoofdoel in 2025, om ons medeboere onder die volkshuissambreel in te kry. Sodoende kan ons gesamentlik vooruitgaan en groei en in posisie wees vir die vervulling van ons boere se visie. Ons het die geleentheid nou om te groepeer en te werk aan ons en ons kinders en ons nageslagte se heil. Ons erfenis wat die Skepper, die Almagtige, aan ons voorsate gegee het. Help julle medeboere en familielede om te ontvoog, die wat regtig wil. Die geleentheid is ontwikkel deur boere, slegs vir boere, die ware boere, om aan te beweeg van net boer in die hart wees, na om fisies boer te wees, onder jou boervolk jurisdiksie. Vroeër of later sal die boere daar buite in elk geval die globalistiese sisteem fisies moet skei, met 'n daadwerklike keuse, gerigsteen deur die pen, as hulle boeridentiteit en erfenis wil opneem. Hoe gaan hulle anderster deel kan word van die ZR Boervolk? Slegs die wat die proses volg wat die boervolk ingestem en daar gestel het, kan deel word na die standaardkeringsproses en ondertekening van die Boerhandves van Beginsels. Dit is inderdaad so groot voorreg om die geleentheid te kan hê, om ons status te kan verander, na een van 'n soewereine ZR boer toe. Verder, hou julle self uit die moeilikheid uit en wees voorbereid. Ons boervolk het 'n groot roeping hier aan die suidepunt van Afrika en niks sal ons Almagtige se plan, beloftes en profeseë aan ons kan stuit nie. Ja, ons is min en gering, maar ek glo ons sal net, soos ons voorvaders, sy uitredding geniet. Boervolk, staan vas, bly hoopvol, bly glo. Hou aan om die boer se vryheid te verklaar. Deel die boer se ideale en visie met julle kinders en medeboere. Wees voorbereid vir benoudhede en verwag uitredding. So sal ons in eenheid met ons Vader se hulp die boervolk se volle herstel ervaar. Alle seën, gesondheid, beskerming en voorspoed vir julle almal vir die nuwe jaar. Lank leef die boervolk.